hierdie tyd van die jaar, dan begin ons al hoe meer hierdie flikkerende liggies in die dorp, in winkels en in huise sien. En in die verlede het dit my nogal gepla. Hoekom sit mense al in November Kersfeesliggies op? En hierdie jaar het ek weer daaroor mooi gaan dink en iets het in my hart wakker geword. En dit is die feit dat daardie Kersfeesliggies vir ons hoop bring vir dit wat op pad is. Dis baie meer as net Black Friday en geskenke koop. Dis ook die hoop en die belofte van dit wat op pad is. Die goeie nuus, die geboorte van Christus. En as ons na hierdie liggies so kyk, dan sê dit vir ons as Christene eintlik 'n baie belangrike ding. Dit sê ons moet ook, soos hierdie Kersfeesliggies, hoop in hierdie wêreld inbring. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur te luister na wat Psalm 100 sê. Psalm 100 is hierdie juigpsalm, hierdie psalm wat spreek van die feit dat ons as gelowiges God moet loof en prys. Maar dan in Psalm 100 word daar ook gesê dat ons doen dit deur wat ons doen. Ons maak God sigbaar deur ons aksies. Ons skyn die lig van God wat in ons geplaas word na die wêreld daar buite. En in Matteus 5 kry ons ook vir Jesus wat praat oor hierdie lig. En dat 'n lig wat aangesteek word, nie weggesteek word of onder 'n emmer gesit word nie. Dit word op 'n heuwel of op 'n stoel of op 'n bank neergesit, sodat dit lig in die wêreld kan inskyn. Vriende, ek wil vir jou vra, is jou liggie aan? Is jou liggie aan hier binne in jou, wat jy van Jesus af kry? Skyn jou liggie na buite, sodat die wêreld dit kan sien, en so ook vir Jesus raak kan sien. Want dis 'n deel van hoekom ons hier op aarde is. Ons is hier op aarde om Jesus sigbaar te maak vir die wêreld en die mense rondom ons. So mag jy in die aanloop tot Kersfees en dit wat nou in Desember gaan losbreek, hierdie Kersfees opgewondenheid, hierdie afwagting, hierdie hoop, mag jy in hierdie tyd ook sommer net vir Jesus helder skyn en so die lig in die donker wêreld inbring. Mooi week.